My name is Marlene de Beer. My company's name is Henya Truck Trailer Spares. Our services that we supply is trailer parts on all trailers. We supply all the side tippers and all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. We are situated in Bethel, 21 Park Lawn, Bethel. Moenie 'n gesalfde van God aanvat. En weer sê ek, die gesalfdes, baie pastore dink, is net hulle, dis nie hulle nie. Almal wat wedergebore is gesalfdes van God. Mag ons nou van die sondagskinder? Nee, ook nie. Okay. Vloek jy agter toe, Here. Jy kan mos hier voor ons maak net wat jy wil, maar agteraf vloek jy. Het jy geweet dat mense wat vuil taal gebruik, en ek vloek nie, maar ek het een woord. Miskien moet ek dit hier sê, wanneer ek kwaad raak, nou hoe praat ek nou? Ek het hierdie week te veel gekyk, Good Doctor. Praat ek ook nou in sulke sarsies? Ook my nou agterkom. Okay. Maar okay, my vrou is nou op Good Doctor. En ek moet sê, dit vang my ook hier en daar, kyk ek ook, dit nou klaar, maar ek het nou skielik toe ek so gesê het, moet ek het hier noem, toe sien ek vir Good Doctor. Okay, maar in elk geval, hoor gou hier. Ek gaan my woord sê, as ek kwaad raak, het ek 'n uitdrukking, ek raak gatvol. Ek gaan dit sê, dit is lelik. God het nooit gesê, jy mag nie vloek nie. Hoor my mooi. God het gesê, jy mag nie 'n vuil taal gebruik nie. So gatvol is nie 'n vloekwoord nie, maar is 'n vuil taal. Dis vieslik. Sal ek as Jesus hier staan dit gebruik? So ek al my eie goed nou uit, nie julle goed nie. Nee, ek sal nie as Jesus hier voor my staan direk, en hy's elke dag hier. Sal ek dit mos nie sê nie, hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek dit? Okay, moet dan sê, dit raak al minder, maar dit help jy moet ophou. As iemand inbel, en hoor nou mooi, ek is seker die laaste een wat kan praat oor telefoon etiket. Ek werk verskriklik daaraan, en ek sal nog steeds werk, en dis een van my probleme. As ek stil sit, en ek sit rustig, dan dink almal ek wil selfmoord pleeg. My voice klink heel so, duh. Maar ek kan nie elke keer opstaan in my sitkamer, in die aand as ek af, vir elke oproepie. Ek sal maar raak. Ek sal kwaai maar raak. Maar hoor gou mooi, daar's een ding wat ek my kinders van kleins af geleer het, wat jy nie doen nie. Nou die het een het wragtig gedoen. Dink Andres, kan nie glo hy dit gedoen nie. Nee, ek dink jy sê, iets van, my pa is nie hier nie. Ek het hulle geleer sê, my pa is besig. Al sit ek daar, en ek is besig. Dan sê jy, my pa is besig, hy kan nie nou met jou praat nie. Maar moenie lieg, en sê, my pa is nie hier nie. Weet jy wat doen jy? Jy lieg, leer jou kind lieg. En as jou kind eendag check bedrog, okay, dit doen nou nie meer nie. Jy doen nou, is 'n hacker nou. Nou as jou kind 'n hacker raak, en sê, waar het jy hierdie liegtery geleer? By pa. Wat gesê het op die foon, sê ek is nie hier nie. Moenie jou kind lieg nie. Ek krap nou nie vandag in die drank, en die rook, en die hoerery, en die pon nie. Ek krap vandag so bietjie in ander goedjies. Ek wil net hê, ons moet onsself gaan ondersoek. Want ons Christene is baie geneig, ek het opgehou drink, ek het opgehou rook, ek het opgehou reer, ek het opgehou pon, so ek is fyn. Nee, selfs sondes vir daar sê. Kom ons kry, as ons 'n land ploeg die eerste keer, dan lê daar sukkel boules. Dan gooi jy uit, dis die drank, pon, hoerery. As jy hom weer ploeg, is hulle so. Dis nou, ek wil nou nie sonde kategoriseer nie, want dan is dit ook nou weer 'n ding. Maar dan gooi jy dit uit. Later as jy jou land ploeg, as daar nog sukkel klippies. Klein klippies. Vra vir Rian toe hy nou 'n krokodildam skoon gemaak het. Hy het dit hier eintlik opgesit. Wat het hy uitgehaal? En ek het vanoggend vergeet, maar ek het 'n ribbebeen gister gekry. Ek sal nog later oor die ribbebeen praat, dit moet iemand se vrou wees. Maar okay, wat ek daar tussen die modder gekry het, ek kan toe nie die ribbebeen daar los nie, sê nou net, dit is iemand se vrou. Maar ek het die ribbebeen gebring. Maar hoor gou, maak ek nou weer my blaaie oop vir klomp goed. Steel jy? Nee, rooi is, ek sal nie R10,000 van iemand steel nie. Polisman, as jy daar in die pad kom as 'n roof, en 3 miljoen waai in die wind rond, wat van nou R10 vir 'n bunny chow? Steel jy? Ek dank God, ek was ongered.
in die polisie, maar ek het dit nie gedoen nie. En ek het op baie geld afgekom. Ek is een aand binne in 'n Portugese winkel gesit om op te pas vir hom. En hy het vir my gesê, ons kon eintlik gekies het. Hy sê, is daar nie iemand wat wil vandag, ek moes nagdiens werk, wat sy winkel wil oppas nie. Hy is ingebreek. Ek sê want ek sien net die kondensmelk, ek sien klaar die pies, ek sien alles. Hy sê, jy kan eet soveel soos jy wil. Luister hier, wanneer jy honger is, dink jou verstand nie. Jy kan nie 6 blikkies kondensmelk opdrink nie. Jy kan maar 1 en 2 pies, dan is dit verby. En 'n liter Coke, dan is dit verby, en dan moet jy die nagdiens sit. Jy het dit beloof vir die Portugees. Nou, dit was nie lank nie, toe is daai pies op in my maag, maar ek het dan hier voordag getraai nog 1 eet. Maar ek het nie 1 gepokket nie, ek het nie met hom weggeloop nie. Jy wat penne vat, daar by die huis, jy wat penne vat vir jou kind se skooltas, by die werk, dis diefstal. Dis diefstal. Pas op wat ons doen. Pas op wat ons doen. Ken julle, nie alle mechanics is goeie mense, maar ek hoor haar by vriend Dallas hou. Bring jy jou Land Rover in om gediens te word. Hy het ook 'n Land Rover. Hy sien hy is 'n nuwe part. Binne 'n uur, hy charge jou nog labor ook vir daai uur. Al hy 'n nuwe part en sit dit by sy Land Rover. Werk julle hom so? Nee. Jaco, ja, gaan jou dop hou. Ja, hulle maak nie so nie. Gaan daar by Jaco. Wat is jou besigheid se naam? Kyk hy sy vrou. Van Eden Auto Services in Vredendal. Hulle sal jou graag help en hy steel nie jou parte nie. En hy sal nie extra labor bysit nie. Amen. Die volgende ding, ondersoek jouself. Hierdie is nog al 'n ding. Jou gedagtes oor ander mans en vrouens. Niemand weet dit nie. Jy ry mos hier saam met jou vrou. Jy vertel vir haar hoe lief het jy haar. As jy by die robot stap hier so ding oor. Sorry dat ek sê ding. Maar 30 cm bo haar knie, stop haar materiaal. En dan wil jou oë uitval. En jy ry amper oor die groen robotlig. Jy moet oor die groene ry. Jou vrou weet dit nie. En is al hierdie mooi goed. Die Here se skepping is dan maar mooi. Jy's getroud. As jy die Here se skepping wil kyk, gaan Kruger Wildtuin toe. Dan gaan kyk jy olifante en renosters. Moenie deur die strate ry in die Here se skepings van kniehoogte af boontoe wil kykie. Amen. Die Here praat nou. Ek weet, ek kan nie alles opnoem nie, maar ondersoek jouself. Ek stuur net so 'n paar. Vanoggend ek weet nie hoekom hierdie ding nie. Toe die Here vir my hierdie ding vanoggend gee, hierdie een. Toe wil ek op my opsit vir 'n oomblik. En ek dink maar hoekom wil ek dit nie opsit nie? Ek sal nooit vir God nie sê nie, maar vir 'n oomblik kap my gedagtes net. Moenie opsit nie. Sê ek nou waarvoor nie? Want jy sien baie keer dink 'n ou aan oorlog wat kom miskien. Onwettige wapens. En die Here sê vanoggend sit dit op. Julle mag nie onwettige wapens hê nie. Ek wil dit nie opgesit het nie. Nou hoekom wil ek dit nie opsit? Dis daar maar so klein oop deurtjie by my. As die oorlog kom, dan wil ek hom so bietjie. Okay, oorlog time is dit iets anders. Dan moet jy veg vir jou lewe, dan moet jy 'n klip optel of jy lisensie het of nie. Okay. Van klip gepraat. Damien, sorry. Van klip gepraat. Okay. Ek gooi nog raak nie. Prys die Here, ek gaan nou nie. Okay, kom ons gaan eers aan. Haat jy? Ondersoek jou 'n bietjie self. Haat jy vir Julius Malema? As jy hom haat, is jy op pad hel toe. Dis dit, ek oordeel jou nie, God se woord sê dit. As jy vir Cyril Ramaphosa haat, is jy op pad hel toe. As jy 'n plaasmoordenaar, en hierdie is swaar vir my om te sê haat, is jy op pad hel toe. Jy mag nie haat nie. Jy mag ontevrede wees, ja. Hallo? Jy mag ontevrede wees. Jy mag sê, hierdie is totaal verkeerd. Hierdie is van die pad af. Jy kan sê, Julius Malema is mal in sy kop, hy moet bykom. Jy kan dit net die volgende jaar sê, sy haatspraak in dit. Maar hoor gou mooi, jy kan vir hom dit sê, ek bid teen sy werke in Jesus naam, maar jy moet sê, ek het my vyande lief.
En dan moet jy dit nie net met die mond sê nie. Dit moet, mense, hoe kry jy mense hierdie goed reg? Kom ons face mekaar, kom ons praat 'n bietjie eerlik. Hoe kry jy mense dit reg om vir Julius Malema lief te raak? Hoe kry jy dit reg om 'n verkragter voor lief te raak? Kyk, ek slat 'n verkragter as ek hom vang, half vrek en dan bid ek vir hom. Sorry, ek praat so. Ek praat my hart, dit help ek staan hier en sê net, vergewe en doen dit. Jy moet die waarheid praat. Maar hoor gou mooi, hoe kry jy dit reg? Om te skuil by God, is al. As jy so ver van God af is, gaan jy dit nie reg kry, gaan jy haat. En weet jy, as jy haat, bring jy vir jou klomp baie sorge. Baie moeilikheid. Okay. Bedrieg jy mense? Dink 'n bietjie mooi, bedrieg jy mense? En hoe bedrieg jy hulle? Ek wil nou nie aan mekaar nou, Jaco, kykie, hy is nou so lekker voorbeeld vanoggend vir al hierdie goed. Verstaan, oor die leiber wat nou 5 minute wat hy bysit. Maar ek wil nou nie nog by hom gaan nie. Kom kyk eens slag na die bouwer. Jy weet daar van Hermanus. Hy vertel vir jou, hy kom bou die toilet en het kost soveel. En as die toilet ingesit het, dan sien jy maar, die toilet het so klein kraakie. Dan sien jy maar, hy het hom nie by Builders gekoop. Hierdie toilet kom maar met 'n ander man se huis uit al. Maar die bouwer vra vol, moenie mense bedrieg nie. Ek het eendag, was 'n jong polisman in Kakamas, speurder. Nee, was ek? Ja, speurder. My oupa was baie arm mense, maar hulle was baie goed vir my. My ouma het altyd gesê, jy kan hoe arm wees, maar daar's niks wat seep en water nie kan skoonmaak nie. Sy het haar seep nog gekook met kuiings in 'n pot. Dan sny sy in blokke, boerseep soos jy dit noem, en dan het sy vir hom gevryf, en daar was nie kolle nie. Arm, maar hoor gou mooi. Ek is nie eers helfte wat hulle is nie. Nie eers helfte daai ordentlikheid nie. Maar hoor gou mooi. Wat ek nou gesê het van o ja. En my oupa koop vir my 'n kar en help my afbetaal want ek kry toe ek intree by die polisie toe kry ek 400 ek dink R47 en die kar se paaiement is R401. Dis 'n bietjie tawe tyd. En vandag het ons dit nog, is net hoër bedrag wat dit werk. Maar weet jy wat? Ek ry hier op Walvisbaai toe, want ek raak toe 'n polisman daar. Ek lei nog al 'n weermag ou hier by Keetmans Hoop op. Ek sê vir hom saam te ry praat, maar ek is moeg. En ek het toe nou al begin lief raak vir Line Lager. Koop bietjie Line Lager vir my en ek sê vir die weermag ou, kan jy bestuur? As ek reg is, dink ek was ek nog nooit in Walvisbaai nie, maar ek is op pad. Ek sit die weermagman agter. En ek typ. En toe ek weer wakker raak, toe sit stofwolke. Toe staan my 4 bande pap langs die pad, af die pad, in die ronde. Ek weet vandag nog nie hoe ek die bande reg gekry nie, maar ek weet die Ami ou het nou nie meer saam gery nie. Ek het toe nou alleen verder gery. Toe kan hierdie ou nie bestuur nie. Moenie as jy wil drink manne vat wat jy kan bestuur nie. Maar in elk geval, in Walvisbaai besluit ek toe weer, ek kuier 'n bietjie met Cinzano, champagne, ek weet nie bestaan dit nog nie. En ek drink 2 bottels, en ek kom ry in Walvisbaai, 2 spore op die soutpad, 2 spore op die duinpad. En die volgende oomblik is die kar onbeheer, en ek luister na die liedjie, I wanna be your lover. En die volgende oomblik gaan die kar en hy rol in die duine. En toe ek so bykom in die duine toe sê, Loverboy. Maar in elk geval, ek belieg die mense, hulle maak hierdie kar reg. Vertel ek het nie gedrink nie. Kom terug Kakamas toe. Ek koop vir my 'n 1400 Datsun bakkie. Die karaat stuur sommer Wesbank se ou om die transaksie te doen. Hy vra, was hierdie kar in ongeluk? Ek sê nee, hy het nog min kilos op. Ek lieg. Toe hierdie ou by die motorhawe kom en petrol ingooi om Appington toe te ry van Kakamas af, sien hy hierdie ding is geriespray. Hy bel my, hy sê hierdie ding is mos, ek sê voetsek man, die papiere is geteken. Jy dink jy's in beheer. Jy dink jy's oulik. Wie was nou die dag by my in Mariental, toe ek in die sitkamer inloop? Toe sit daai ou daar van Wesbank, wat ek so belieg het. Wie was by my? Toe gee die ou vir my geld, gee my R5000.
Ek sê, onthou jy nog goed ek jou, hy sê, daar is verby. Geef my R5,000. Ek hom so goed belieg, hy saai eintlik. OK, dit is sonde. Ek praat nou maar 'n bietjie oor my goed, ek is amper klaar. Maar net om jou te sê, ondersoek jou vandag self. Ek wil hê jy moet nie vandag hier voorkom staan nie, ons gaan bid hier. Maar jy moet nie hiervoor, jy moet jouself hierdie week loop en sê, deursoek my Here. En hoor gou mooi, het jy geweet om jammer te sê, is 'n oorwinning, en is nie 'n verloorsaakie. As mense, wat nie in hulle lewe kan jammer sê nie. Ek het vandag 'n baie skerp mond. Ek wil vir jou sê, jy's 'n kandidaat. Ek sê nie jy gaan hel toe nie, maar jy wat nie kan jammer sê, jy's 'n kandidaat van die hel. Jy's 'n kandidaat van die hel, as jy nie kan jammer sê nie. Iemand wat nie kan by God jammer sê en by die mensdom jammer sê nie, as groot fout. OK. En kan ek nou vir jou sê, as jy nie kan jammer sê nie, die meeste fights wat jy nog gaan was, jy is die skuldige. Jy kan dit maar seker wees, jy is die skuldige. Iemand wat nie kan jammer sê nie, 90%, hy is die skuldige, want hy is so vrot van binne, dat hierdie week, ons was in 'n ewige beklei. Ek bedoel, dit was, dan bel ek hom, dan julle, verstaan, ons het lekker gefight, dit was kwaai. Maar toe hy mooi koppietjie van hom, ou Joubert, teen my druk, en hy sê, jammer oom, wat kan ek anders te doen? Ja, ek is reg, met alle. Nee, toe sê ek ook, ek is ook jammer. Dis hoe dit werk in die lewe. Ons moet sulke goed kan doen. OK. Ons like om te sê, moenie oordeel nie. Nou as jy jouself ondersoek, vir wie gaan jy nou sê oordeel? Want jy moet jou nou self ondersoek, dan kan jy vir niemand sê, moenie oordeel nie. Want jy gaan jou nou self beoordeel hierdie week. Hier is 'n ander ding ook. En nie omdat dit in my familie is nie. Dit is oral wat ek dit kry in berading. Onderhoud van mans en vrouens teenoor mekaar. Jy kry altyd dat 'n vrou meerderheid, vrouens, het mos hulle vroue maand en kindermaand, maar meerderheid kry jy dit op vroue, maar daar's ook 'n geval by mans wat vertrap word. Wanneer dit kom by onderhoud en na egskeiding, is daar 'n manipulasie. Ek sê weer, nie omdat dit in my familie is, praat ek net daaroor nie. Maar hoor gou mooi, moenie iemand met geld manipuleer of met kinders nie. Jy gaan tweede kom, my kinders raak 18. Hier het jy jou woord vandag, jou kinders raak 18. Jou kinders raak 18. En dan kan jy nie meer manipuleer nie. Daar's mense wat, en ons ken dit, wat etlike kilometers moet ry. Duisende kilometers om hulle kinders 4 of 5 keer 'n jaar te sien. Dat was hulle nie eers die oorsaak van die egskeiding nie. Dan word hulle getrap. Ek wil vandag vir jou sê, moenie, hierdie dinge die Here vir my gewys, as mense wat nou kyk op die TV, daar's duisende wat dit kyk. Moenie manipuleer nie, vra jou ex-man of jou ex-vrou om verskoning oor jou gedrag, en wees saam met daai kinders, dat jy 'n pa en 'n ma vir daai kinders is. Verneek in die huwelik. Ek hoef niks daaroor te sê nie. Ons gaan aan. Ons kan vandag so aangaan, soos ek nou vir jou sê. Ek wil net gou vir jou lees, Jesaja 59 vanaf vers 1 tot 4. Julle kan maar stil, julle hoef nie te blaai nie. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtigheid, hierdie goed wat ons moet ondersoek, het 'n skeidsmuur geraak tussen my en julle. God wil jou help van finansies, voertuie, het sy geestelike goed, gesondheid, alles. Maar ons is hardkoppig. En die oomblik as jy hierdie week gaan sê, Here, ek kom al lanksaam met hierdie ding. Ek is hardkoppig. Ek gaan nou regmaak. Hoor gou vandag van my. Binne 24 uur, ek wil nou nie sound soos hierdie Facebook mense, druk amen en dan is jy binne 24 uur gebless nie. Ek wil nou nie so sound nie. Maar hoor gou mooi, as jy hierdie ding wat jy jare mee kom en vashou, en as mense wat vashou aan iets, jare, sê ek nou vir jou, hierdie week binne 24 uur, bars jou geestelike lewe eers. Want ons gaan nie eers materieel kyk nie, uit, en God gaan jou seën, en dan kom die ander ook gaan volg. Gaan doen ondersoek. Mense al, hoor gou mooi, ek gaan dit ook hierdie week doen.
Moenie dink ons is te goed nie. Ons het ons foute. Maar ons kom by 'n punt, ek dien dan nou die Here 28 jaar, ek nou, in 'n half jaar. Nou dink ek net, dis fyn. Nee, dit is nie fyn nie. Maak nog seker dat jy nog skoner raak. Ek gaan hom net klaar lees hier. Julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. So hierdie klein jakkaltjies, God kyk nie na jou nie, sodat hy nie hoor nie, want julle hande is met bloed bevlek, en julle vingers met ongeregtigheid. Hierdie, op die WhatsApp, op die Facebook, jou vingers is met ongeregtigheid bevlek, julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg, daar is niemand wat aanklaag in ongeregtigheid, en niemand wat in 'n regstryd voer nie, waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid, en spreek valsheid, met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Nou, ek weet jy sit nou hier en jy sê, en daar by die huis, yes, ek gaan hierdie week iets doen. Wanneer die salwing so rustig raak, en die preek raak môre vergete, dan wil jy weer omdraai. Moenie. Hierdie week, kry uit. 'n Mens besy nou nie jou vastery en goed uit nie. Ek vas nou vir Suid-Afrika en vir myself. My 10 dae wat ek nou vas, is ek besig om vir myself, Here, waar kan ek verander? Waar hoor ek verkeerd? Waar hoor ek verkeerd? Ek het dit sommer vandag eendag, my eerste uur, toe lê ek klomp goed voor die Here. Toe sê ek, het ek iets gesê die Here sê, waar u nie gesê het nie? En weet julle, ek is van daai wat dadelik, dank God, die TV-kameras vir Strysel roep en sê, slaan op, ek wil Suid-Afrika gou om verskoning vra. Ek het verkeerd gehoor. Ek sal dadelik dit sê. Ek sal nie terughou so iets sê. Ek gaan sit by God en hoor. Dan, gaan na die storie toe weer, ek sal ander dag daaroor praat, van die vrou wat haar penning gesoek het. Nou dit gaan eintlik oor siele, maar ek like om hom om te draai, dat dit gaan oor iets in jou lewe wat jy verloor het. En ek sken net. Ek glo daai vrou wat haar penning verloor het teruggeloop winkel toe. Waar het ek dit verloor? Wil jy nie hierdie week 'n bietjie terugloop, waar jy die deur in jou ma se gesig toe geklap het? Wil jy nie hierdie week terugloop? Ek wil nie hê jy moet jou weer aankla oor ou sondes nie. Dis nie wat ek sê nie. Psalm 103 sê, as jy jou vergewe het jy vergewe. Maar gaan soek daai iets wat jy nie kan nou oorwinning kry nie. Wil jy nie hierdie week 'n bietjie terugloop, en as ek sê terugloop, praat ek nie van op die Facebook, en jy gaan soek vir spoeg en plakkie. Ek vat sommer nou net 'n naam. Jy soek miskien 'n girl wat sy naam Spoeg en Plak was, of jy soek vir Sunny, of jy soek vir Janie. Verstaan, ek vat nou net 'n naam. Okay, kom ons gaan net hier aan. As ek sê, sy teruggeloop, maak 'n bietjie op jou verlede. Ek het baie goed wat ek oor jammer is. Ek gaan nie weer jammer sê nie, want as God jou vergewe het, vergewe, waar ek my oupa en my ouma te nagekom het. Maar loop so 'n bietjie terug. Loop 'n bietjie terug, en is daar nie miskien iemand op jou verlede wat God sê, jy het vergifnis gevra, maar ek wil hê jy moet vir hy 100 rand stuur. Of ek wil hê jy het mos daai mense 'n bietjie kwyt te nagekom, jy moet bietjie kyk, kan jy nie geld daar gee nie. Gemaak seker. Moenie sê ek het nie. God kan vir jou voorsien. Die ander ding is, hierdie vrou wat haar penning gesoek het, toe sy by die huis kom, toe steek sy 'n lamp aan. Wil jy nie die Heilige Gees vra om die lig in jou lewe te wees, hierdie week, om dit uit te vind nie? This is our shop here in South Africa at our mission station, at Souls for Jesus mission station, where School of Fire is based, where we train missionaries, where also we work with the Miracle Place with drug addicts and people that is sick. And also from here we sent out missionaries in Spear International. This shop, can you believe it? The closest country in the world. I cannot announce the name. The closest country in the world. We support that missionary from this shop. I only can praise the Lord. But I want to ask you, please pray for us that we can send out missionaries and that we can support them. Will you not take our hand and help us monthly with support? Please support us in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, and He will bless you. Please follow me on my page in Afrikaans, Roy Strauss, and in English it is Roy Strauss English.
Jesus loves you.